Hallo julle. Ek wil net sê dankie vir Pastor Jenny vir die geleentheid om hier te praat. Al is ek super nervus, is dit vir my baie lekker om met die Here te praat. Ek is regtig dankbaar daarvoor. Okay, so vir oggend se boodskap wat ek wil bring, het ek nou maar 'n naam vir gegee, hy het nie eintlik 'n naam nie. Want ons is laasweek hierso gewees uit instruksie van die Here en toe praat Pastor Jenny oor tradisie. En dit, ek het toe eintlik onthou, 'n ruk terug te vra vir die Here, wat is tradisie? Omdat die woord sê, tradition makes the word of God of no effect. Dis ek, tot wat se extent gaan tradisie dan? Wat is dit? Maar nou as julle my ken, daar's baie vrae in my kop konstant. So ek het vergeet van die vraag. En toe die Here ons hier nou te stuur, toe besef ek, hy onthou daarom. So ek is so dankbaar vir dit, dat ons daaroor kan praat, maar ek dink dit brei dan uit vandag op die boodskap wat nou gebring gaan word. Van die ding wat sy laasweek gesê het, is die waarheid. Die Heilige Gees is die een wat oortuiging bring. Maar ons kan net kom en die getuienis deel van wat die Here besig is om met ons te praat. So gister, ons gaan na so 'n plek toe waar ons elke tweede Saterdag die woord bring. En gister, dit was nie regtig tyd om voor te berei, want ons het baie pakwerk gehad en allerlei dinge, en toe ek opkom, toe is ek baie op my senuwees. En ons lees eintlik net saam met hulle Bybel. So ek sê toe vir die Here, okay, as ek nie weet wat om meer te sê nie, dan u woord is kragtig, ons gaan dit lees. En toe ek daar voorkom, toe begin dit net die woorde uitkom, want ek het my boekie met my notas vergeet, en ek besef toe, dis dalk die beste. Ek werk nie so goed op notas nie, want ek kan net praat uit die lewe wat hier binne is. So, ek het dit al probeer doen, dit werk nie altyd lekker nie, want dan vergeet ek, wat ek nou weer gesê. So, wat ons gelees het, ons kan oopmaak dalk asseblief by Johannes. Oorspronklik toe ek my studie doen, het ek nie geweet, hierdie deel gaan intaai by die boodskap wat die Here vir my gegee het nie. Ek het dit eers gister besef. So die Here is so getrou. Okay, so Johannes vanaf vers 25, as dit okay is, lees ek in Engels, van my Bybel is in Engels. Okay. So, and they asked him saying, why then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophet? John answered them saying, I baptize with water, but there stands one among you whom you do not know. It is he who coming after me is preferred before me, whose sandal strap I am not worthy to loose. Nou wat ek al agtergekom het, is mense lees die Bybel vandag. Maar jy stop nie en dink vir 'n oomblik, wat het ek nou net gelees nie. So jou subconscious sal altyd wen. As ek nou van dit praat, dan bedoel ek, daar waar jou mind regtig gerenew is, dit is die deel wat altyd na vore sal kom, wanneer daar moeilike situasies voor jou is. 'n Voorbeeld hiervan is, jare terug, toe ons in die kerk was, toe het Pastor Jenny 'n preek gedoen, oor wie vertrou jy in 'n moeilike situasie? Wat is jou eerste reaksie? Is jou eerste reaksie om te bid, of is jou eerste reaksie om jou eie plan te maak? Toe daai oggend, toe sit en dink ek weet nie eintlik nie, want ek was nou nog nie in so dringende situasie dat ek kan vir jou sê nie. Maar ons het toe daai dag na kerk, toe gaan ons na so 'n sirkusplek toe in Meyerton. En ons sit en eet, en daar was stalletjies daai dag. Nou ek en JW, my man, het altyd by 'n spesifieke boom gesit en eet as ons daar gekom het. En daai dag is daar toe 'n stalletjie daar, so ons kan nie daar sit nie. Ons sit toe 'n bietjie skuins by 'n tafel. En ek hoor hier verby my gaan so woef. En ek kyk, dink ek, wat is dit? En ek hoor dit weer, maar dit is asof hierdie wind hier direk by my kop verbygaan. Toe skree iemand, daar's rowers, ons moet onder die tafels in. En daai bullets het als teen daai boom vasgegaan, waar ons nou gewoonlik sou sit. En toe in daai oomblik, Mieke was nog 'n babietjie gewees, toe vat ek haar net, toe begin ek bid. Toe sê ek, stuur engele, ek weet nie hoe dit werk nie, Here, maar iets woord sê, iets van engele, want ek het nog nie die woord so lekker geken nie, maar ek het geweet, die Here gaan ons help met engele. Toe begin ek bid, en almal hardloop rond en ek sit en ek bid, want ek weet, die Here sal nie laat iets met ons gebeur nie. En toe ons toe nou by die huis kom, is my arme skoonma so gerattel, sy sê, dit kon gebeur, soos ek my het julle gesien, ek dink die Here het engele daar gesit, want hulle toe die mense gevang, dit was nie geskiet nie, soos anders, so dankie Jesus. En ek dink net, dit is die ding, ons weet van die Bybel wat sê, do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewal of your mind. Maar weet ons hoe om dit te doen? As jy hierdie skrif sou lees, dan gaan jy nou aanlees en dink, Jesus nou nie noodwendig iets groot hierin, want ek het al gehoor, Johannes die Doper het gesê, hy kan nie Jesus se sandale losmaak nie, ek weet dit. Maar as jy vir 'n oomblik stop, en dink, gaga net, ek gaan dit nou weer lees, en dan gaan ons nou net gou stil bly.
It is he, hy verwys na Jesus, who coming after me is preferred before me, whose sandal strap I am not worthy to loose. Dink aan dit, dink gou aan dit. So as ons mediteer op die woord, dan moet jy stop en gou dink wat het jy nou net gelees. Want as ek nou moet stop en dink aan hierdie skrif, dan gaan ek dink, Here, maar as U nou hier gaan inkom, gaan ek die eerste een wil wees wat sê, kan ek jou skoene uittrek, kan ek jou voete was, ek gaan iets wil doen. Ek is 'n doener, so ek gaan wil sê, kom sit hier, of kom in my huis in. Ons dink aan die centurion byvoorbeeld wat gesê het, ek is nie waardig dat U in my huis moet inkom nie, so spreek net 'n woord en my slaaf sal genees wees. En nou dink ek sal nie dit dink nie. Ek sal dink, kom in my huis en asseblief kom sit hier, praat met my, ek het so baie vra. Hoekom het Johannes dit gesê? Dan sal ek nou stop en dink daaraan, Here, daar's iets van U wat ek dalk nou nog nie verstaan nie. Want ek verstaan nie hoekom het hy gesien, hy is nie worthy om U sandale. Ek meen, is dit nie die worthiness wat ons sal voel, dat ek maar net die sandale doen nie? En Johannes sê, ek kan nie eers dit doen nie. Dan sê jy nou sit en dink, nou hoe meditation werk, is dit, jy sit nie net daai oomblik en dink en bly stil en dan gaan jy aan met jou lewe nie. Daai woord gaan nou in jou kop wees die hele dag. Nou ry jy, nou moet jy onthou, in die Romeine sê dit, all creation speaks of His glory. Dis hoekom niemand 'n verskoning gaan hê eendag nie, want creation praat van sy existence. Die Here gebruik dit ook wanneer hy met ons praat. So nou sal ek ry in kar, en gister het dit nou so toevallig gebeur, ek het nie voorberei nie, en toe dink ek, hoe gaan ek dit verduidelik, toe val daar bome, 8 blare van die bome af, toe ek uitkyk. En toe dink ek, oh my goodness, toe sê ek, okay, nou gaan ek vra, hoe weet daai boom, hy moet nou sy blare verloor? Wie het vir hom gesê? Nou dink ek, nou kom die lente, nou begin daai boom weer blare groei. Hoekom doen hy dit? Hoe weet hy dit? Hoe weet hy moet dit doen? Dan begin ek dink, Here, maar U is die een wat dit in werking gesit het. As ek dink met een woord kom die son nog altyd op. Hy hoef dit nie weer te sê nie. Hy het dit een keer gesê. Dan begin ek dink, die glorie is meer as wat ek besef het. As dit kan gebeur, hier is so baie goeders om my, wat kan getuig dat U soveel groter is, as wat ek ooit 'n oomblik geneem het, om aan te dink. Dan besef ek, miskien is ek ook nie waardig om sy sandale los te maak nie, want hy kan al hierdie dinge doen, en ek het dit nooit besef nie. As my so sit en mediteer op die woord, dan begin dit in jou subconscious ingaan. En dan begin dit jou natuur raak, want ons wil sê my tweede natuur. Jou eerste natuur met Christus wees, want hy het jou 'n nuwe creation gemaak. Ons reaksie op aarde moet wees soos Jesus se reaksie sou wees. Ons moet nie sien dat daar probleme is nie, ons sien oplossings, Jesus. Jy weet, ons sien nie 'n lek in enige iets nie. Jesus was nooit bekommerd nie, want hy het nooit 'n lek gesien nie. Hy het geweet sy Vader gaan voorsien. Hy het geweet toe hulle gekom het met, hier is net 2 visse en 'n brood. Toe sê die Here, okay, kom ons dank die Vader daarvoor. Jy weet, jy sal dink, ek het net gehoor wat ek nou gesê het, is net 2. En die Here sê, ja, ek weet, maar ek ken my pa. So, in 2019 kon ek nog nie die Bybel op my eie gelees het nie. Ek moes goed lees saam met die Bybel om te verstaan wat die Bybel sê. En ek was so op soek na my doel op aarde. Toe ons tot bekering kom, het ek vir JP gesê, hoor net gou vir my, ek moet vir die Here werk. Toe sê JP, hoor net gou, jy kan vir hom daar by die firma werk, want jy gaan nie ophou werk. Toe sê ek, okay, en ek het besluit, ek gaan dan soos die beste workplace minister wees wat daar al ooit was. Ek het 'n hoekie in my kantoor gemaak waar mense kan kom bid. Elke lunchtyd het ek met my Bybel gesit, al weet ek nie heeltemal wat dit sê nie, het ek gesê, ek gaan vir julle lees. Kom, ek gaan julle leer van die woord. Ek het dit gedoen solank as wat ek by daai firma gewerk het. Toe ek my eie firma gehad het, as mense as kliënte gekom het, dan sê ek vir hulle, ken jy die Here? Laat ek jou eers help, want ons weet nou nie vir die hof gaan sê nie, maar ek kan vir sê vir die Here gaan sê. En ek het die gospel gedeel, want ek dog nou, okay, dis nou wat dit gaan wees. En in 2019 was toe ek die firma begin het, en toe vra ek vir die Here, maar is dit wat ek moet doen? Of is daar, ek gaan net vir U werk, sê net vir my, wat is my doel? En die Here het toe daai aand met my gepraat, en hy sê toe vir my, ek het die Here praat met my in Engels, want ek lees nou Engels Bybel, so hy is Engels vir my. Toe sê hy vir my, your purpose does not matter if you do not know who I am. Toe sê ek, okay, toe sê ek, maar hoe moet ek dan nou weet wie hy is? Toe lê my Bybel daar, toe sien ek die Bybel,
Toe sê ek, Here, maar ek lees dit, ek weet nie wat dit sê nie. Toe sê die Here, tel dit op. Toe tel ek dit op en toe ek begin lees, dis dit asof, ek weet nie hoe om dit vir iemand te verduidelik nie, maar dis asof ek toe weet wat dit sê, ek verstaan dit toe. En toe sê die Here, soek my eerste. Okay, ek was nog jonk in die Here toe, so ek het nie lekker verstaan nie. Toe dink ek gaan, maar ek het konstant distracted geraak weer, maar sê net vir my, hoekom, wat het U my vir geroep? Wat is my doel? Ek soek se naam vir ietsie. En nou, jare later, toe begin ek nou allerhande dingetjies weer doen, want ek is 'n doener. En 'n rukkie terug toe sê ek vir die Here, kan U asseblief net gou hier op 'n stoel kom sit? Sit net hier en sê vir my, Jelana, hierdie is wat ek wil hê jy moet doen. Toe sê ek, Here, want U weet ek is nie rebels nie. Ek gaan regtig luister, maar U moet dit net vir my hardop sê. En die maandag ry ek toe in my kar en die Here praat toe met my en hy sê, dit is asof ek daai hele prentjie weer sien van 2019. En hy sê vir my, kom soek my vir wie ek is. Daai aand het ons saal en hier kom sit 'n man, ons sit nou in 'n sirkel. En maar hier sit 'n man hier actually op 'n klein stoel, ons het banke. Hy sit op stoel hier voor my. En hy praat en hy sê hy het gebid en hy voel die Here sê en hy kyk my in my oë en hy sê, your purpose doesn't matter if you do not know who I am. Toe voel ek alles sak soms so te sê, okay. Toe sê ek, luister, ons stop alles, ons gaan nou die Here soek. Ons gaan al ons planne verander, ons soek die Here. Nou wil ek net sê, as die Here gepraat het, is hy so getrou om te doen wat hy gesê het hy gaan doen. Want toe besef ek, sê nou die Here sê vir jou, vir my, ek het jou geroep as 'n teacher. Wat wil jy teach? Want dit gaan oor hom. As jy nie weet wie hy is nie, wat wil jy teach? As jy wil sê, okay, nou sê die Here, jy's 'n profeet. Waar wil jy profeteer? Want the spirit of prophecy is Jesus Christ. So as jy nou, okay, great, nou weet jy wat jy doen met dit. Jy weet nie wie hy is nie. As jy wil pastoor wees, 'n shepherd, waartoe wil jy hulle lei? Jy moet hulle lei na die Here toe. So ek besef toe, hierdie is 'n waarheid wat ek nie noodwendig verstaan het nie. So ek kom deel dit nou met julle, dat julle nie noodwendig na dieselfde strik trap as ek nie. So as ons kan gaan na Exodus 3. Vers 11. Okay, so hierso staan dit nou. Dit was nou met die brandende bos waar Moses nou gekom het om met die Here te praat. En toe lei dit nou tot, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt? So he said, the Here nou, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Nou weer eens klink dit soos iets wat ons al baie gehoor het, maar dit is so powerful. Want eerstens, as jy nou in Koen boeke sou instap, is meer as helfte van die boeke, jy kan. Jy weet, dit gaan oor ons. Jy is wonderlik. Die Here het jou geroep. Jy kan 'n goeie leier wees. Jy kan mense vrymaak. Jy. Okay? En dit het nou die kultuur van, as ek sê die kerk, bedoel ek nie, ek bedoel soos die liggaam van Christus. Dit het die kultuur van die kerk geraak, dat mense hulle self predikers noem, want hulle eintlik motivational speakers is. And there's a difference. Want as jy hierdie woord regtig bestudeer, gaan jou vlees nie lekker hier uitstap nie. Jou gees gaan, maar jou vlees gaan. Want die Here sê, in Lukas spesifiek het Jesus gesê, pick up your cross daily. Met ander woorde, jy gaan nie een keer dood nie, jy moet die hele tyd doodgaan. Jy moet konstant jou vlees neerlê. En as ons nou met Moses sou moes praat, en Moses het gekom en gesê, who am I that I should go to Pharaoh, and that I should bring the children of Israel out of Egypt? Dat sal ons gesê, Moses, want die Here het jou 'n leier gemaak. Dit is hoekom, hy het jou gemaak, jy het al hierdie kennis, jy ken die Egiptenare, dis hoekom hy jou gekies het. Hy wou jou gehad het, jy is wonderlik, dis hoekom. Maar wat doen die Here? Die Here sê nie dit nie. Die Here sê, I will certainly be with you. Can you get you off your mind? Want hoeveel keer is dit ons verskoning? Die Here sê vir ons, hy het die Great Commission gegee, hy het klaar vir jou gesê, gaan en maak disippels, gaan lê jou hande op die siekes laat hulle genees. Hierdie is die tekens wat die volg wat glo. Nie die profete nie, nie die apostels, die wat glo. Maar dan wil ons nou sê, ja maar Here, hoor dit gehou? Ek wees ek nou. En die Here sê vir jou, ek is met jou. Hoekom kyk jy na jou? As ons kyk na die brandende bos,
Hout sustain vuur. Dis hoekom jy hout gebruik, okay? Want hout kan vuur aan die gang hou. Dit gee krag aan die vuur. Hoe meer hout jy bygooi, hoe groter is die vuur. En dan deur energie vry te laat word, is dit dan 'n warm en ons lig en so aan. Die Here het 'n doringbos gekies om sy vuur in te display. As jy nou kyk in Levitikus en in Numeri, waar die Here sê hy is 'n consuming fire. As hulle nie geluister het nie en sy vuur moet op dit kom, dan sê jy weg. Dit sal nie eers 'n sekonde, daar is jy weg. Dis die Here se vuur. Maar tog in hierdie hout brand die hout nie uit nie. Hoekom? Want die Here wys deur dit, ek het jou nie nodig om vir my krag te gee nie. Ek het jou nie nodig om my te sustain nie. I sustain myself. En dit was vir my so kragtig, want dit het heeltyd vir my gevoel, wat kan ek doen om u te help? Dalk moet ek net soos harder dit doen, of ek moet beter dit doen, of ek moet dit. En die Here sê, jy moenie my help nie. Jy moet net submit. Wees jy net daai bos wat my glorie wys. Dit is al wat ek van jou wil hê. Dit is hoekom Paulus geskryf het, in my weakness, his strength is made perfect. Want kan jy dink, God almagtig, wat al die goeders bymekaar gesit het, kies ons mense, wat hy in so 'n oomblik kan consume, en hy sê, ek wil hê jy moet gaan en my glorie gaan display. Hoekom? Want dit is juist daai swakheid, wat wys hoe almagtig hy is. Presies uit Moses se vraag, hoekom ek? Juist jy. Want ander mense gaan ook vra, hoekom jy? Want dit wys hoe kragtig en almagtig die Here is. Die volgende punt is baie belangrik, ook wat die Here gesê het. Want hy het gesê, Moses het nie vir 'n teken gevra nie. Moses het nou eers gesê, hoekom kies jy my? Here, hoekom kies u my? Hy het nie gevra, gee my 'n teken dat u my kies nie. Hy was nog geworried oor hy nie goed genoeg is nie. En hier sê die Here klaar vir hom, and this shall be a sign to you, that I have sent you. Okay, wat is die teken? Dat jy suksesvol gaan wees. Hierdie het regtig soos my carnal mind geblou. Want nou ek sal vir die Here vra, Here, okay, ek hoor dit, maar gee net vir my 'n teken. Enigiets, gee net vir my ietsie, dan weet ek ek moet gaan. Maar hier sê die Here, ek gaan vir jou 'n teken gee nie. Jy moet gehoorsaam wees. Wanneer jy suksesvol is, dan sal jy weet ek het jou gestuur. Okay, vir iemand wat hou van beheer, is dit nie lekker nie. Dit voel vir my, ek kort ietsie so. Ek kort ietsie hier, laat ek kan sien ek moet dit doen. En die Here sê, jy gaan weet wanneer jy suksesvol is. Hoekom? Want the law of faith is nog altyd in die Bybel. Die Here wil nie hê, hy wil nie alles vir ons gee en dit vir ons maklik maak nie, want dit is wanneer ons in moeilike situasies is, then we are positioned for miracles. Want jy weet nie, jy gaan my vertrou. En dit is wat dit na vore bring, wat die Here sê, without faith, it is impossible to please God. Maar ons wil sê, ja, ek loop in geloof, maar jy soek 50 tekens. Dis mos nie meer geloof nie. Jy het mos nou klaar gesien dat dit 'n sukses gaan wees. Wat 'n geloof is jy besig om in te loop? Jy kan nie dit doen nie. Dit is nie hoe die Here werk nie. Ek het al 'n fair share of miracles gesien. Okay? En dit was elke keer dat ek nie geweet wat gaan gebeur nie. So ek kan ook nie nou claim dat ek nou ek weet hoe om dit te doen nie. Ek het nie. Ek was so geskok soos die een voor my, dat dit, wow, dankie Here, ek nie weet nie. Maar dit is die ding, mense sê, ja maar hoekom sien ons nie meer wonderwerke vandag nie? Want jy wil nie in geloof loop nie. Jy wil nie in moeilike situasies wees en jy soek altyd 'n uitweg in die wêreld en dan sê maar ons sien nie wonderwerke nie. Maar hoe kan jy nie die Here vertrou nie? Wanneer dinge moeilik gaan, is wanneer ons, dit is die definisie letterlik van 'n wonderwerk, is dit is 'n onmoontlike situasie wat skielik moontlik geraak het. Maar ons wil nie in onmoontlike situasies beland nie, ons hou nie daarvan nie. Dan vra ons, hoekom sien ek nie 'n wonderwerk nie? Want jy wil nie regtig nie. Want dit gaan jou 'n prys kos, dit gaan jou ongemak kos. Nou lees ons verder, dat Moses het toe gegaan, dis nou vers 13. Then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they say to me, what is his name? What shall I say to them? And God said to Moses, I am who I am. Ek het dit al gehoor, daar was al gepreek oor, ek het dit nie verstaan nie. Ek het nie verstaan, Here, hoekom I am that I am, wat beteken dit? Toe lees ek verder en hy het later vir Moses gesê, ek dink dit is nou in Exodus 6, het hy vir Moses gesê, vir Abraham, Isak en vir Jakob, die patriarchs, jy weet, die wat hy gekies het hy homself nie bekend gemaak as I am nie. Hy het homself bekend gemaak as God almagtig.
Jakob, wat die hele aand met hom gestoei het gevra, wat is u naam? Dit het hy nie geantwoord nie. En hier kom Moses, en Moses sê nou, wat moet ek sê, wat is die naam? En hier antwoord die Here hom. As ons nou gaan lees in Handelinge, dan sê dit, Moses was geleerd in die Egiptenare se dinge. So hy het geweet, daar was meer as 2000 gode, en elkeen het 'n naam gehad. En die name van die gode was die ding waaroor hulle beheer gehad het. So daar was nou die songod, Ra, ek weet nou nie regtig nie, maar sê nou maar die watergod en die wat ook al. Daai gode was beperk deur hulle naam. Okay? So as jy gesê dis die songod, daai god was nie die watergod ook nie, hy was die songod. En die Here het geweet, Moses weet hierdie goed, hy het geweet die Israeliete weet dit nou, want hulle was nou vir hoeveel jaar tussen die Egiptenare. So toe die Here vir hom antwoord en sê, hierdie is my naam, I am that I am. Sê hy vir hom, I am limitless. Ek is nie beperk deur enige iets nie. Nie soos die afgode nie, alles is myne, ek bestaan uit myself uit, en daai woord beteken ook, I am present. Toe ek hierdie gelees het, toe voel dit of die vrees van die Here net daar in my kantoor inkom. I am present. Toe dink ek, Here, okay, toe gaan kyk ek, al die name, en dit is nou so awesome, want niemand het geweet wat die boodskap is nie, toe sing ons nou hierdie liedjies, okay. En al die name wat gegee is vir die Here was deur mense wat hom gesien het. Wat my gesê het, ek neem hierdie plek, the God of Peace, want hy het my hier iets van my gedoen of wat. Maar toe die Here sy eie naam gee, toe sê hy, I am, that I am. Moenie my beperk nie. En hierdie is so powerful, want sê nou, jy ken nou nog nie jou hele Bybel nie, sê nou, jy het nou nog nie gelees, die Here is my vrede nie, dan maak dit nie regtig saak nie, want as jy weet, I am, that I am, dan weet jy, hy is jou vrede. Jy weet dat daar's niks wat jou stop om aan te roep tot sy naam nie, want al het jy dit nog nie hier gesien nie, weet jy, ek het 'n probleem en I am present. So ek weet, jy gaan vir my gee wat ook al ek nodig het om hierdie probleem te oorkom. Dit breek alle boundaries van wat ons die Here ingesit het. En hierdie voel vir my, dit kom terug na tradisie toe. Want partykeer leer ons die Here ken in 'n stuk en dan stop ons. Okay, want ek hou daarvan dat hy voorsien. Dis nou vir my lekker. Ek hou van dit, solank hy voorsien is ek fine. Maar jy ken hom nie in sy volle wese van wie hy is nie. Jy weet, en dit is tradisie, want jy het nou maar gehoor, ek hoor hy doen dit, maar ek ken hom nie as dit nie. Jy weet, of ek het al gehoor van dit, maar ek weet nie of hy hierdie gaan doen nie. Want op die ou einde is dit alles vrees wat maak dat ons ons eie plan maak. As ons lees wat gebeur het, ek wil net vir julle sê, Exodus maak my baie kwaad. JP weet as hy by die huis kom en ek is rooi, dan sê hy, jy gelees van die Israeliete, dan sê ek, ja, ek kan nie weet hoekom hierdie mense nie luister nie. Die Here het ons nou vir hulle gewys, dan gaan hulle nou weer, en gaan doen die teenoorgestelde van wat hy gesê het, ek verstaan dit nie. Hulle maak vir my woedend, maar nou is ek dankbaar vir hulle, vandag, want hulle het met my helm om te sien, hoe die Here so getrou is. Jy weet, even as ons nou ons dingetjies doen. Toe die plaag gekom het, so ek weet nou nie of julle dit weet nie, maar elke plaag, al 10 van hulle, was 'n teendeel van 'n afgod wat daar was. Okay, so die Here het eintlik al hulle afgode doodgemaak met die 10 plaag. Toe hy die eerste plaag, eerste met die stok wat geslang geraak het die magicians dit ook gedoen. Tot en met die 3de plaag, kon hulle dieselfde doen. Met die 4de plaag het dit gesê, met die locusts, het die Here gesê, out of the dust, he formed the locusts. Toe kom daai magicians, toe sê hulle, ons kan nie dit doen nie, truly, this is the Lord. Hoekom? Die vyand kan replicate, but he cannot create. We serve the Creator. En ek het dit gesien eers hierdie week, toe sê ek, hierdie is so powerful, want hulle het ook geweet, hulle het gesê, hoorie nee, ons kan hierdie doen nie, net die Here kan dit doen. Die Here het homself so kragtig gewys om vir ons te sê, hierdie is wie hy is, hy is die enigste een wat kan vorm. Toe lees ek nou verder en ek sien toe begin ek soek, waar die Israeliete in opstand gekom, waar het hulle begin terugpraat, waar Moses begin terugpraat, wat het daar gebeur. En dit is 'n patroon wat elke keer gebeur. Elke keer wanneer hulle, when they stood in the face of death, wou hulle terug gaan Egipte toe. Okay? Die Here het gesê, die Ou Testament is 'n spieelbeeld van dit wat gaan kom. So ons sien hierdie, hy het ons uit die wêreld uitgehaal, uit Egipte uit, en hy het ons in sy beloofde land ingesit in Christus. Ons het nou alles is vir ons beskikbaar in Christus. Maar nou moet ons daai vraag vra, want dit is dalk 'n harde vraag, maar mense moet dink daaraan. Jy glo dat jy gered is. Maar elke keer wanneer ons dood in die gesig staar, dan gaan vra ons hulp by die wêreld.
En dit is presies wat hulle gedoen het. As daar nie kos was nie, het hy nog gekom om ons dood te maak, stuur ons eerder terug Egipte toe. As daar nie water was nie, ons gaan doodgaan van die dors, stuur ons terug Egipte toe. Enige iets wat gebeur het, was eintlik in die aangesig van dood. En dit is dieselfde vandag. Jy weet, hierdie is nie om iemand te kondem nie, maar ons moet groei en ons vlees weer lê. Okay? So as jy in hierdie kategorie val, repent en kom na die Here toe. Die ding is, dat as jy vir 'n finansiële krisis staan, waartoe gaan jy? Want ek gaan nou nie kos hê nie, ek gaan dalk dit, ek gaan ook my huis verloor, stuur my maar terug Egipte toe, laat ek gou 'n lening gaan maak. Wanneer die Here sê, maar ek is dan jou voorsiener, jy sê dit dan. Jy sing dit. Jy praat dit. Maar dan wanneer jy nou in die aangesig van dood is, dan wil jy vir die wêreld gaan vra vir hulp, dan moan jy, net soos die Israeliete. As enige ietsie gebeur, dan is ons eerste reaksie, kom ek gaan vra hulp daar, kom ek gaan soen toe, kom ek gaan vra vir daai mense, in plaas om na die Here toe te gaan en te sê, Here, maar ek het mos nou gesien, U het my uit Egipte uitgebring. Dit is die grootste wonderwerk. Die grootste wonderwerk wat almal van ons beleef het, is ons salvation. Jesus het gesê vir die ongelowiges wat na hom toe gekom het, die Gentiles, het hy gesê, greater faith have I not seen. Hoekom? Want hulle het geglo in Jesus. Dit is die grootste geloof wat ons kan wys, is om te glo in ons salvation. Maar nou is die vraag, as jy nog steeds dood vrees, glo jy regtig? Want van wat is jy gered? So hoe vrees jy dood? Want dan glo een van die twee maak nou nie sin nie. Want as jy glo dat die Here jou kom red het uit die kloue van die dood, hoekom is jy bang vir die dood? Paulus het geskryf, death, where is your sting? Hy kon gesê het, for me to live is Christ and to die is gain. Want as ek doodgaan, gaan ek na die Here toe. Maar ons antwoord is altyd die dood, lyk of dit hier gaan wees, dan hardloop ons aan die ander kant toe. Ek het so ruk terug, toe was ek by die hospitaal, en ek het in ICU ingegaan, en ek het nou nie geweet nie. Maar daar was 'n afsonderlike deel in die ICU, waar jy nou nie mag kom nie, is aansteeklik wat. Ek het nie geweet nie. Toe gaan ek in, en ek bid vir die tannie. Ek hou haar hande vas, ek bid lekker. En ek gaan toe, niks het gebeur nie, want die Here beskerm ons, wanneer ons sy werk doen. Die volgende week toe is ek weer, want ons maak weer om in ICU in te gaan, en toe gaan ek weer in, en daar is toe 'n verpleegster wat naby staan, en ek so pad in, en sy sê, jy kan nie daar ingaan nie, jy moet aantrek. Toe sê ek, aantrek vir wat? Toe sê sy, want dit is aansteeklik. Maar dit is ek, okay. Toe trek ek toe nou die goedjies aan, en ek bid toe nou weer vir die tannie, het was dieselfde tannie, en toe ek uitstap, toe kom die duiwel dadelik met vrees. Toe sê hy, jy was nou laasweek al in, wat gaan jy nou doen? Jy gaan nou jou hele gesin, jy gaan hulle almal aansteek, dit gaan nou gebeur. En toe sê ek net, nee, ek neem die gedagte gevangene, tot die gehoorsaamheid van Christus, want dit is nie die waarheid nie. Die Here het gesê, hy sal altyd vir my uitgaan, hy het my gestuur, hy sal nie laat iets met my gebeur nie, ek ken hom. En dan for me to live is Christ, to die is gain, so wat moet ek nou sê? Die Here het gesê, en ons was toe nou fine. Dit het 'n vorige keer by die staatshospitaal ook gebeur, die ou het monkeypox gehad. Ons het nie geweet nie. So ons stoot daar in, ons dit lekker, toe kom die verpleegster ook al aangaan, jy kan nie inkom nie. Toe is ons dieselfde ding, jy weet, die vrees teengestaan nie. Maar die ding is, as jy nie weet wie die Here is nie, en jy het nou nie een van sy afsonderlike name, wat eintlik 'n karaktereienskap van hom is. As jy nie dit het nie, sal die vyand kan kom teen jou, en vir jou sê, nou wat nou? Maar as jy weet, that he is present, ek het nie alleen nie ingestap nie. Siekte kan definitief nie aan die Here raak nie, want dit sê deur sy wonde is ek genees. Hy het daar die siekte op hom gevat. So dan is ek mos nou, okay. Dit is hoe die Here ons konstant vooruit gaan. Maar om die Bybel te lees, hierdie is nie vir kennis nie. Hierdie is nie om te sê hoe baie ek weet, en kyk hoe lyk my Bybel, ek lees elke dag Bybel en wat. As dit nie 'n invloed het in hoe jou lewe verander nie, dan wat beteken dit? Jy kan dit maar lees tot jy blou is. Die Here het gesê, you will be judged for every idle word that you speak. Idle beteken, ek weet dit, ek sê dit, ek doen dit nie. As jy al ooit dan gesê het, die Here is my geneesheer, maar jy staan nie en bid en vra vir sy genesing nie, hoe het jy dit gesê? Dit is 'n idle word, want jy glo dit nie. As jy sê die Here is my voorsiener, maar jy hardloop konstant na ander mense toe om vir jou geld te gee, hoekom sê jy dit? Want jy glo dit nie, jy leef dit nie. Dit is nie reg nie. Nou die dag het ek, ekskuus dat ek dit nou so sê, maar nou so dit uitgekom het. Ons moet besef die Here is nie ons chommie nie. Hy bly God.
Hy bly God en ons moet 'n gesonde vrees vir die Here hê en weet vir wie ons werk. Ons moet besef wat het hy vir ons gedoen, die prys wat hy vir ons betaal het. Die naam wat hy mee bekend wil wees is dat I am present. Dit het dan 'n invloed op jou hele lewe. Dit het 'n invloed dat jy gaan baie meer versigtig wees as jy gou-gou ietsie wil sê van jou vriendin wat jy ontstel het en jy wil gou vir iemand anders daarvan vertel. Want weet jy dat die Here langs jou staan en dit hoor? Wil jy dit nog steeds doen? As jy jou TV aansit en daar's moord en allerlei dinge daarop, Jesus wat betaal het vir dit, wat sê hierdie is sonde, moord is sonde, maar dis net lekker, is entertainment. Dink jy dit entertain hom? As dit het sy bloed gekos. Hy sit daar, hy weet van dit, hy weet van elke ding wat jy sê, hy weet van elke ding wat jy doen, en jy gaan aan en ons maak asof, ja, maar jy weet, hy is nou hier in hierdie vertrek. Die Here is nie bound tot 'n vertrek nie. Hy lewe in jou. David het gesê, en dit was nog in die Ou Testament, toe sê hy, where can I run from your spirit? Want hy het geweet, ons nêrens waar hy kan gaan waar die Here nie gaan wees nie. Maar ons lewe asof ons net, ek gaan hierdie doen. Jy kan nie dit doen nie. Die Here is 'n God wat 'n prys betaal het, en elke keer as ons goeders doen of aanvaar en nie die waarheid praat nie, want dit is ook nie net dat jy wat dalk ietsie sê van iemand nie, dis as jy in die teenwoordigheid is van ander mense wat ietsie sê en jy bly stil daaroor. Want jy het nou saamgestem. Hoekom het jy nie die waarheid gepraat nie? Ons moet ons gedagtes draai om na 'n eternity mindset te kom. Om te verstaan, eendag gaan ons vir alles moet gaan account gee. Ons gaan moet sê, Here, hierdie is wat ek gedoen het. En as jy jouself kan leer om so te dink, wat se verskoning gaan ek hê in die hemel? Ek kan nou vir jou sê, as die verskoning nie hier ingeskryf is nie, is daar nie een nie. Okay, want hy gaan jou judge deur die woord. Hierdie is wat jy gaan judge. So jy kan nou sê, ja, maar hoor dan gehou, my vriendin het my regtig seer gemaak en ek wil dit net uitkry, want ek is eintlik 'n prater. Ek voel beter as ek kan praat oor goed. Dis wat mense sê. Om te sê hulle is kinder, maar hulle wil net sê, nee, dit laat my net beter voel as ek net gou dit uit kon kry. Dan gaan die Here vir jou sê, daar staan geskrywe. En sulke mense, they do not inherit the kingdom of heaven. Dit sê dit, dis die Bybel wat dit sê. So jy moet vir jouself vra, is die verskoning, gaan dit staan in die hemel? Ons kan nie maak asof ons net gaga aan die Here dink terwyl ons Bybel lees nie, want hy is die hele tyd teenwoordig, konstant. En hy wil nie hê ons moet soos die wêreld lyk nie. Hy wil nie hê as mense in 'n gebou instap vol Christene, moet hulle kan sê iets is anders. Is jy die anderste? Is jy die anderste wat as jy in 'n plek instap en almal is bedroef, bring jy die lig? En jy's vriendelik en jy dra die vrug van die Gees en jy wys iets moet anders wees aan daai ene. Jy weet, want dit is wat ons geroep is om te doen. Ons verteenwoordig Jesus Christus. Die Bybel sê we are ambassadors. En baie mense vat hulle werk so ernstig. Jy weet, jy mag nie jou sigaretjie aansteek met jou werksklere nie, maar jy sal jou sigaretjie met Jesus aansteek. Wat se een dra meer krag? Ons moet begin dink aan hierdie goeders, want die Here het gesê, he comes for a pure bride. En ons kan nie ander verskoning sê en goeders sê wat nie in hierdie woord staan nie. En ek kan nou sê ook, dit is nie deur ons eie krag wat ons dit doen nie. Die Here sê, I have given you all things that pertain to life and godliness. Ons het nie eers meer die verskoning, maar ek is net 'n mens nie, want jy is nie. Die Here sê jy is 'n new creation. Dis nie eers 'n verskoning nie. Die Here sê die mag van sonde is gebreek oor ons lewe, so ons kan nie eers sê maar dit was nou moeilik nie. Dis nie moeilik nie, jy moet kies om dit te los. As jy in jou sonde is, beteken dit you love your sin. Dit is die enigste rede hoekom jy daar kan wees, want die Here het klaar die mag van dit verbreek. En ons moet die impak daarvan verstaan. Ek mag hierdie storie deel, want JW het dit al gedeel. So, dis my man. JW het gerook, en toe slaan hy oor na 'n ander dingetjie toe, wat ek nie lekker weet wat dit is nie. En toe het hy op 'n tyd chappies geëet, en toe gebruik hy weer die ding. En ons het by die kinderhuis bedien, en toe, die een dag toe lees ek Bybel, en ek sien net wat die Here sê, dat as jy, if you lead my children astray, as jy laat enige een van hulle struikel, is dit beter vir jou met 'n millstone around your neck in die see, as om voor die Here te gaan staan. En ek hardloop in JW se kantoor en ek sê, jy kan nie meer bedien by die kinderhuis nie.
En hy sê, hoekom? Toe sê ek, want jy wil nie ophou rook nie. Jy is 'n stumbling block vir hierdie kinders, want ek moet vir hulle leer hoe om Jesus Christus te volg. En nou sit jy daar, en jy gebruik hierdie dingetjie, en ek moet vir hulle sê, die Here het die mag van sonde verbreek, maar jy wys dit nie nou vir hulle nie. Toe sê ek, jammer, jy's klaar. Wanneer jy dit nou gelos het, dan kan jy weer terugkom. So ek en my man het 'n verstandhouding dat ons weet, hy kies van A tot Z, as die Here gepraat het, gaan ons dit nou doen, is ek. So ek sê, dis nou so. Hoorie, maar hy skrik so groot, hy sê, ek het nog nooit so gesien nie. Toe tel hy al sy goed op toe gaan gooi dit in die asblik. Toe sê ek, Here, kon ek hierdie nou tot 3 jaar terug al gelees het, maar okay, op die Here se tyd. En hy het dit weggegooi, en ek kan vir jou sê, hy het regtig deur 'n moeilike tyd gegaan. Hy het ons moes deliverance doen, hy het dit uitgesukkel met dit. Maar hy is vry van dit nou, en hy kon dit nie los op sy eie nie, maar toe hy besef die liefde wat die Here vir sy kinders het, toe besef hy, hierdie gaan nie nou eers oor hom nie, dit gaan oor Jesus. En dit is waar dit nou die hele ding terugkom. Ons moet die Here leer ken vir wie hy is. Want as ons 'n stukkie van hom het, gaan die vyand toelaat, die wêreld sal regtig met jou kop kom stories vertel, dat jy gaan dink die goed wat jy doen is okay. Jy moet tot op die punt kom waar jy los nie jou sonde om te perform nie, jy los nie jou sonde om te sê, aanvaar my nie, jy los jou sonde want dit het Jesus aan die kruis gesit. Jy los jou sonde want jy haat dit, want die Here haat dit. My 2 dogtertjies weet, ek het al vir hulle gesê, as er een ding is wat julle onthou dit. Love righteousness, hate sin. Love righteousness, hate sin. Hulle weet dit, ek drill dit in hulle in. Jy moet sonde haat, want anders gaan dit kom en dit gaan lekker lyk en dit jok. The wages of sin is always death. Die vyand sal vir jou jok en sê, nee, is lekker. Nee, dit is nie. Dit gaan lei tot die dood, dis wat dit is. En hierdie woorde wat God met Moses gepraat het, toe hy gesê het, I am present, het ek vir my man gesê, vir julle gesê, maar hierdie breek die hele ding van 'n religion eintlik breek dit af. Want die definisie van 'n religion is dat jy perform om aanvaar te raak. Okay? Maar as die Here sê, maar ek is alles vir jou, dan breek dit eintlik net daai hele prentjie af. Die brandende bos breek die hele ding af om te sê jy hoef nie te perform nie. Jesus het klaar perform. Jy kan nou net rus in dit. Ons moet in daai rus ingaan wat ons weet. Die Here het klaar alles gedoen wat hy gedoen het. En as ons die naam gebruik, moet ons dit gebruik met reverence. Want die rede hoekom die Jode nie meer Yahweh gebruik nie, ons weet nie eintlik wat is die regte uitspraak van dit nie, want dit het verlore geraak. Dis eintlik 'n ellelange geskiedenis storie, want ek het gedink, ek verstaan nie die vrees van die Here nie dat ek sê sy naam. Toe dink ek, so ek sien fout met my met dit. En toe gaan soek ek, hoekom sê hulle nie sy naam nie? En tog was iets agter dit, maar dit was nou eintlik net 'n hele geskiedenis ding wat hulle dit nie gepronounce nie, te vergeet hulle hoe om dit te doen en dis dit nou 'n hele storie. So ons mag sy naam sê, hy wil hê ons moet sy naam sê. Maar dan moet ons onthou, in Exodus het hy gesê, do not use the Lord's name in vain. En baie mense sal dink dat dit beteken, jy weet, moenie vloek met sy naam nie. Moet net nie beloftes maak in sy naam nie. Maar die betekenis is eintlik baie dieper, want dit sê, do not use God's name frivolously. Dit beteken, without serious thought, purpose, or care. To swear falsely, to curse, or to lie. Do not degrade it. Do not empty it of meaning. Okay, dit is baie ernstig. Want as jy sê, ek is genees in die naam van Jesus, en dan draai jy om en jy gaan kry gou iets anders, dan voel dit vir my, dit was bietjie careless. Het jy besef wat sy naam het jy nou net gebruik? Het jy geweet hier is die naam by elke naam? Het jy geweet dat die Bybel sê, elke knie sal buig by die naam van Jesus? Maar jy het dit net gou gesê, okay, ek het dit gesê en nou gaan jy aan. So jy het nie eers geglo, jy het nie eers 'n oomblik geneem om te sê, dankie dat ek hierdie naam mag gebruik. As ons bid in Jesus naam, asof dit nou 'n rympie geraak het. Ek bid in Jesus naam. Besef jy dat as die Here Jesus Christus nie deur alles gegaan het wat hy gegaan het nie, as hy nie bloed gesweet het nie, as hy nie die wonde op sy rug gehad het nie, as hy nie 'n kruis, okay, onthou nou, né? Jesus was geslaan, stikkend. Baie mense sal sê hy 39 lashes gehad. Is nie die waarheid nie, want die Jode het hom nie geslaan nie. Die Grieke het hom geslaan. Die Grieke het nie die reël gehad wat die Jode gehad het nie. Die Jode het 'n reël gehad, 39 en dis dit. Die Grieke het nie die Romeine het nie daai reël gehad nie. Hulle het jou geslaan soveel as wat hulle wou. Want onthou, die Jode moes op 39 bly, want elkeen wat jy meer gegee het, moes jy teruggekry. Die Romeine het nie daai reël gehad nie.
So hulle het vir Jesus geslaan. Toe het hulle die kruis gebring. Nou dink jy aan 'n kruis, hoe mooi hierdie nou, kyk nou hoe mooi is hierdie kruis. Jy weet, hy lyk heel oukei. Dit is nie, hulle het nie Jesus se kruis vir hom afgeskuur dat hy nie 'n splinter kry nie. Hulle het hout gerou hout hierso, vat dit. Daai kruis was omtrent 150 kg swaar. Hy was nou net hierso geslaan dat hy bloed verloor het, sy liggaam was swak. Toe sit hulle hierdie kruis op hom, toe sê hulle vir hom, nou dra jy hierdie kruis op. Jy het niks gedoen nie, maar gaan doen dit. Nou staan hy daar, hulle sit hom op die kruis, hulle slaan in sy hande en in sy voete, hulle sit 'n doringkroon en hulle spot hom. Hy het niks gedoen nie. Hy het niks verkeerd gedoen nie. En dan wil ons kom en goue ryp hê in Jesus naam. As hy nie dit gedoen het nie, kon ons nie gebid het nie. As hy dit nie gedoen het nie, die Here het ons gebede gehoor nie, die Vader het ons nie gehoor nie. Daar was geen hoop vir ons buite hom nie. Jesus Christ, our hope of glory. Hierdie is wat meditation is. Dit is om te stop en te lees en te dink. Die Here is baie kreatief, hy het alles gemaak. Hy kan vir jou prentjies in jou kop sit of vir jou te wys hoe dit gelyk het. Maar ons raak nie gewoonlik stil genoeg om te luister en te kyk wat hy vir ons wil wys. En ons besef nie wat 'n voorreg dit is dat hy met ons praat. Ons gaan op Vrydag hospitale toe en ons bid vir die mense. En ek het gedink dat wonderwerke die grootste ding vir mense sal wees. En dit is nie. Dit is dat iemand opgedaag het. Dis dat iemand omgee. Baie van daai mense vra, hoekom is jy hier? Dan sê ek net aan die Here het ons gestuur. Dan sê sy, maar dis dan jou tyd. Dan sê ek, ja tannie, maar my tyd is die Here se tyd. Hy wil sy tyd aan jou gee. Dis wat hy wil doen. Dan huil daai mense. Jy weet, hulle wil net liefde hê. Ons het nie liefde, we love only because he first loved us. Elke dag wat ons het, wat ons die voorreg het om vir iemand te vertel van hom. Dit is 'n voorreg. Dit is nie, jy weet, ek dink party mense sien dit net as 'n opdrag, jy moet nou gaan. Dit is 'n voorreg. Dit is 'n voorreg dat hy vir ons dit gee om te sê, jy mag saam met my loop. Jy mag my gedagtes ken, jy mag my hart ken, jy mag praat vir my. Wat 'n groot voorreg is dit. Jy weet, die koningin van Engeland, hoeveel van julle was al genooi vir tee? Niemand, sy nooi nie mense nie, want sy dink dit is belangrik. Jesus Christus nooi ons konstant en sê, kom sit hier by my, die belangrikste van die belangrikste. Kom sit hier by my, en dan wil ons maar sê, ek is gou besig. Ons prioriteite moet skuif. Die Here is nie net jou redder nie. Hy is jou God of hy is niks. En dit beteken jou lewe moet neergelê word vir hom. As hy praat, luister ons. En dit is 'n voorreg om dit te doen, want hy gaan en hy raak soveel mense aan.
Baie dankie, Lana. Sien hoe gee die Here vir ons elkeen 'n verskillende manier om te praat. Sy is net haarself. Jy hoef nie grade te hê en wat nie. Wees net die koop in die woord. En God sal jou lei wat om te sê en wat om te doen. Dit is die ding wat die Heilige Gees sê, ek sal jou leer. Ek sal jou remind aan alles wat Jesus jou geleer het. Ek het vanoggend vir haar gesê, die probleem met die kerke deesdae is, hulle deliver die persoonlikheid in plaas van die demon. Jy moet weet wie jy is en presies bly wie jy is in die Here. En die Bybel sê in Matteus 6 vers 33, hy sê, soek eers die koninkryk van God. Daarna sal alle dinge vir jou bygevoeg word. Nou, almal van ons weet wie is die koning van UK, wie is USA, dit kom terug by leer Jesus ken, weet wie Jesus Christus is. Want ons is al so geprogrammeer, dat ons kan kyk wat hy vir ons kan doen, en nie wie hy vir ons is nie. Daai baie spesiale tyd by sy voete neersit en net te sê, hier is ek Here, ek weet nie wat om vandag te sê nie. Ek wil maar net hier sit. Dis daai tyd wat die Here kom en sê, wel ek gaan myself aan jou bekendstel. Want as jy so gespanne is en jy is in hierdie stres en hierdie goed, wat het jy nodig? Vrede. Dan word hy vir jou vrede. Want jy erken hom as vrede. Dit beteken nie dat jy gaan nêrens siek word nie. Dit beteken nie dat jy nie gaan tekort hê nie. Dit beteken nie hierdie goed nie. Dit beteken jy weet waarheen om te gaan, wanneer dit jou pad kom. Dit is die goed wat God so spesiaal maak. En die Egiptenare kon nie, hulle kan nie dust maak nie. Al daai tipe van ding wat die Here vir ons wys, en wat sy gesê het, ons hardloop na die wêreld toe. Ons is al so, ons wil kits oplossings hê, want ek meen, ons moet op die Here wag as ons iets gevra het, ons wil nie wag nie, want dit wat te lank. So ons het alles instant, hulle het nog net instant babies, dan het ons alles. Nee, dit is waarheen ons hardloop, want ons is so tydgebonde, ons spandeer soveel tyd aan wat hier op aarde aangaan, dat ons nie die dinge daarbo meer bedink nie. En alles, maar alles. In die begin was die woord was by God, en die woord was God. Nou die Bybel sê, in die begin het die Here, die aarde was woes en leeg. Die lig het gekom, om vir die duisternis te sê, laat daar lig wees. Dis kom die Bybel sê, as ons in 'n plek inkom, daar lig wees, jy is die lig, die duisternis moet vlug. Jy hoef nie 'n kursus in deliverance te hê, en die Vader weet wat nie, het net God nodig. So loof God daarvoor, baie dankie Lana, het vir ons dan weer baie goeders geleer vandag, en dis lekker, om bietjie na iemand anders en 'n ander sienswyse te luister van goed, hoe God dit vir ons gee, dis dieselfde Gees. Kom ons bid. Vader in Jesus Christus naam, en ons wie sê duisend dankies, dat U die Here is wat lig is. Vader, en wanneer ons by U voete kom neersit, dan weet ons, You are who You say You are. You are the great I am. I am everything you need. Ons loof en prys die heilige naam. Ons bid vir safe traveling mercy waar almal nou heen gaan, Here, en ons loof en prys U daarvoor. Vader, laat hierdie week, laat ons ligdraers wees en nie ligsprekers. Want as ons dit dra, sal dit gespreek word. En ons loof en prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Julle kan julle offerhande en tiendes kom